relasies en funksies. En inverses. Now goed, we start with relations, functions, and inverses. Okay, wat ons kan eintlik sê is relasies is soos y is gelyk aan x, y is gelyk aan 3x plus 5, y is gelyk aan 7 op x, y is gelyk aan x kwadraat ensovoorts, nê? Relations. Relations is like this equations, alright? Maar funksies is spesiale relasies. Functions are special relations. Okay. So as 'n mens na grafieke kyk, ek wil nou hê julle moet op bladsy 37 gaan. Hierdie is byvoorbeeld 'n relasie, nê? 'n parabool is byvoorbeeld ook 'n relasie. Maar 'n sirkel is nie 'n relasie nie. Ag, 'n sirkel is ook 'n relasie. En sê nou maar jy het so 'n grafiek wat so loop, is dit ook 'n relasie. So all of these are relations, né? But the test for a function, I want you to go to page 37, then you see a vertical test for a function. Nou, hoe toets jy 'n relasie of dit 'n funksie is? Toets of 'n funksie is? Ja. Dan trek jy 'n vertikale lyn. En hy moet die grafiek net een keer sny. So the test for a function is a vertical line must cut the graph once. Okay. So kom ons toets dit. Hierdie eerste een, is dit 'n funksie? Yes. Ja, want die lyn sny hom net een keer, so dit is 'n funksie.
die parabool, die lyn sny hom net een keer, so it is a function. Die sirkel trek jy, die lyn sny 2 keer, geen funksie. Hierdie esserige grafiek, die lyn sny hom 3 keer. So it is not a function. Okay. En ons het hierso die x'e en ons het hierso die y'e. En hier is byvoorbeeld 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan gaan daar net 1 na 1 toe. So dit is 'n 1 tot 1 relasie. 1 to 1 relation. Dan kry ons die volgende ene. Kom ons maak hom nou maar 'n ander kleur, is beter. Goed, hierso het jy nou byvoorbeeld 1, 2, 3, 4, 5, 6. Goed, en hierso het jy 1, 4 en 1, 5. Hier's baie, né, van hierdie een af. So that is many to 1. Meer tot 1. Die volgende ene lyk so. Een, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, hier gaan hy nou van 1. Hierdie is die meer, daar gaan meer streepies na 1 toe, maar hier gaan net 1 van elkeen af, sien julle? So dit is 1 tot meer. 1 to many. Okay, en dan die laaste ene. Het jy 1, 2, 3, 4, 5, 6. En hy lyk dan so. Elke getalletjie het meer as 1 lyntjie, sien julle? Dan sit meer tot meer. More to many, sorry. Nou wil ek dit direk vertaal. That is many to many.
Okay, sou jy 'n grafiek hier teken? Dan is hierdie 1 tot 4, né? 1 en 4. Sou jy 'n grafiek hier teken? Is dit 1 tot 4 en 1 tot 5. Sou jy 'n grafiek hier teken, dan het jy 1 tot 4 en het 2 tot 4. Sien julle? En as jy hierdie een sou teken, het jy 1 tot 4, 1 tot 5, 2 tot 4, 2 tot 5, en jy het 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, reg. Sou jy 'n vertikale lyn, hierdie gaan eintlik vir jou so iets voorstel, en hierdie kan vir jou so iets voorstel of so iets voorstel. Nou toets ons hom, en hierdie een kan vir jou so iets voorstel. So met ander woorde, nou toets ons hom. Nou sien jy 1 tot 1, hy sny hom net 1 keer. As jy hierdie lyn reguit lyn trek, dan sien jy hy sny 2 keer. As jy hierso trek 1 keer of daar 1 keer, né? Hierso kan hy meer kere en meer kere. So met ander woorde, hierdie 1 tot 1 is 'n funksie. Hierdie meer tot 1 is nie 'n funksie. Hierdie een is 'n funksie. En hierdie een is nie 'n funksie. So met ander woorde, as die x 'n 1 is, dan is dit 'n funksie. Sien julle? As die x 'n 1 is dit 'n funksie. En as die x meer is, as die x, when the x's are many, and many, x's are many, then it is not a function. Not a function and not a function. Hierdie is maar leerwerk wat julle moet onthou. Okay. Ek is jammer ek het nou nie nog 'n plekkie om te skryf nie, maar ek gaan, maar verstaan julle? Ja, dan. Goed, laat ons sien. 1 tot 1. 1 tot meer. Meer tot 1. Meer tot meer. Okay. Nie herhaal. Is dit 'n funksie? If x values don't repeat, it is a function. Okay. Nou gaan ons na daai blaadjie toe van my. Daai oefening wat ek gestuur het julle hom voor jou?
Yes, ma'am. Ja, nie. Die eerste vraag gee vir jou it's given that f is equal to, the function of f is equal to -2, 0, -4, 1, 0, 2, 4, -3, and 2, -2. Is that correct? And then they say that g is equal to 0, -2, 1, -1, 3, 1, 4, 2, and 2, 0. Okay. Nou sê hulle vir jou, bereken die f van 0. So met ander woorde, nou gaan jy by f kyk, waar is x 0? Watter een is dit? By f kyk jy watter paar is x 0? Dis die middelste een daar, is dit nie? Ja, 0, 2, né? Ja. So, onthou hierdie beteken y, né? F van 0 beteken y. So, waar is, as x 0 is, wat is y? 2. Die volgende een is die g van 1. Met ander woorde, nou beteken dit, in g watter plekke is x1? By 3-1. Ok, by 3-1. Ja, is al, nee. Ja. So met ander woorde, as x 1 is, dan is y, nee, minus 1. Kyk, hierso is x 1, sien julle? En hierso is, nee, x is 1, nie y nie, x is 1. Het julle hom? Yes, ma'am. So daar is x min 1. Want ons kyk na die paar 1 minus 1. Nommer C sê vir jou die g van 4. Waar is g se x4? Tweede laaste een. 4, 2. Ag, by g, né? En y is dan 2. Is dit reg? Het julle hom? By D sê hulle vir ons, wat is die f van 2? Nou moet jy by f kyk waar x2 is, né? Wat is dit dan? Wat is die y-waarde? 0. Nee, daar is minus 2. Minus 2. Want ons kyk by f. Dan by e sê hulle vir jou die f van minus 2. Nou kyk jy by f, waar is x minus 2? Aan die heel begin. Ja, so die y-waarde is 0. 0. Het julle hom?
Goed, nou gaan ons aan, waar is by F? Wat is die G van 2? Waar is G2? G-funksie, waar x 2 is, waar die eerste een 2 is. Ja, daar is G. So het gee vir jou y is 0. Nou, En in nommer G sê hulle vir jou, waar is die G van 0? Nou moet jy kyk, waar is die x 0 by G? heel eerste een. So wat is jou y-waarde is dan? Min Minus 2. 2. En dan sê hulle in H vir jou, f van 4. Waar f4 is daar die tweede laaste een by f, né? Dis 4, so jou antwoord is min 3. Nou sê hulle hierso vir jou iets anders, né? Hulle sê P as f van P gelyk is aan 2. Met ander woorde, nou sê hulle vir jou, y is gelyk aan 2 en jy moet vir x uitwerk by f. 0. Ok, waar y 2 is x 0. So P is gelyk aan 0. Het julle hom? Is nou. Goed, die nommer I sê hulle vir jou. Jy is nou by J. Sê hulle, wat is die waarde van R as FR gelyk is aan minus 2. So now you must look for y minus 2. Where is y minus 2 in F? The last one. So therefore, R is then equal to 2. Het julle hom? Goed, nou kom ons by K. Hulle sê S as G of S is equal to 1. So, with other words, in G, where is the y1? 3. There is y1, so your answer is going to be 3. So S is equal to 3. And then number L, they say T, if G of T is equal to 0. So where is G 0? Yeah, last year. The last one, so that means that T is equal to 2. Yeah. Okay. Alright, dan sê hulle, gee die definisie en waardeversameling van F en G. Okay. Definisie, versameling is the domein, né? So the domain of F, die definisie versameling van F is al die x-waardes. Wat is dit? Min 2, al die eerstes, min 2, min 4, 0. Min 2, min 4, 0. 4 en 2, is dit reg? En die definisie versameling, the domain of
G is all the first ones. 0, 1, 3, 0, 1, 3, and then 4 and 2. You agree? Now the range, die waardeversameling, die eie. Okay, die waardeversameling, die range of F is all the second ones. See? That is then 0, 1, 2, -3, -2. En die waardeversameling van G, the range of G is -2, -1, 1, 2, and 0. Agree? Now they say, alright. Hulle vra nou, is F en G 1 tot 1, 1 tot meer, meer tot 1, meer tot meer. F is 1 to 1. Hoekom sê ek so? Hoekom sê ek F is 1 tot 1? Geen X en geen eie word herhaal nie. Now X is repeated, now Y is repeated. And what would you say is G? Ook 1 tot 1. 1 tot 1. Want geen X of geen Y word herhaal nie. Nou moet julle die inverses gee en julle gaan dit neerskryf. Wat is die inverses van F? Die inverse beteken X word Y en Y word X. Met ander woorde, hulle ruil plekke. They swap places. So the inverse of F is 0, -2, 1, -4, 2, 0, -3, 4, and -2, 2. Verstaan julle dit? Ja, dan nie. Ons sal gou nog die inverse van G ook doen. Dit word dan -2, 0, -1, 1, 1, 3, 2, 4 en 0, 2. Ok. Dan het ons nou maar nog so 4 minute oor, maar ek gaan nou stop en julle moet dan asseblief, hoe laat is dit nou? Ja, elke tyd so net. 5 oor, hoe laat is dit nou? O, kan seker iewers sien. 8:43, ok. Kan ons mekaar weer so 5 oor 9 kry? Eerder 9:30 asseblief, want hulle net hulle ete pause kan kry asseblief vir Renay. Ok, alright. 9:30. Asseblief. Ok. Ja. Dankie. Ok, bye.